Goeiemôre, ek is opgewonde om dag 3 aan te kondig van ons 21 dae uitdaging. Vandag gesels ons oor watter gif het jy in jou huis en van watter gif drink jy? So ek is opgewonde om hierdie woord met julle te deel. Dis 'n woord wat ek myself ook deel vandag. Soos wat ek voorberei het die Heilige Gees met my baie hard gepraat en elke liewe woord wat ek vandag praat, is ek aan deel, is ek saam met julle heel hartig in hierdie uitdaging. En het ek 'n paar dinge waardeur ek met die Here moet bid en wat ek moet sit en lewe oorspreek en waar ek moet kom en 'n daad by my geloof sit en dit iets maak van aksie. So terwyl ons so sit, kan ons maar net weer ons oë toe maak en dan bid ek vir ons. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid, u genade. Dankie dat ons kon opstaan met nog asem in ons longe, nog 'n dag, Here, wat u vir ons toegevoeg het. Here, dankie dat ons u skrif oor vandag kan bid. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daar juig en bly wees. Here, ek kom bid dat u vreugde in elkeen wat vandag luister se harte sal kom deponeer. Here, u vrede, ek kom bid vir elkeen se geesmens nou om regtig te kan gehoorsaam en te kan hoor, Here, wat u vir hulle wil sê. Vader, gebruik my as 'n instrument, Here, kom raak my mond en my lippe aan, dat die woorde wat ek spreek, Here, sal wees wat uit u hart uitkom. Here, ek kom bid teen 'n offense, Here, en aanstoot. Here, ek kom bid dat elkeen wat hierdie woord ontvang, soos ons dag 1 uitdaging sal wees, wat 'n sagte nuwe hart het, Here, dat hulle met sagte harte sal kan ontvang en dat u werklik vrymaking sal bewerkstellig. Ek bid dit as in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, ek trek my notas nader en hier agter my sal julle sien, het ek vandag verskillende soorte gif. Ek wou nogal die thinners kry, maar net soos moet wees, kry ek dit nêrens nie. Maar dit is weggesteek in 'n kas met 'n goeie rede. Hier's klein lyfies in ons huis en enige iets wat gif is, moet so ver as moontlik van klein kinders weggehou word. So hierso weet my kinders ook, as daar creepy crawlies, noem ons dit, in die huis is dit die ouetjie wat ons uithaal, is die Doom. So ons het Doom hierso. Vir die honde het ons 'n tick and flea powder, né? So dit is wat daardie ongediertes gaan laat weggaan. Handy is vir skoonmaak, né, om die kieme te laat wegvlug. Maar hulle weet ook jy kan nie hierdie in jou mond sit nie. Hierdie is nie iets wat jy drink nie. Dan hierdie ouetjie wat ons nou wat die reën geval het nou baie weer gaan uithaal en gebruik is vir die muskiete laat weggaan. So dis ook gif. Daar's 'n doel vir hierdie gif, maar die doel is nie vir my kinders om dit in hulle mond te spuit nie. En dan Domestos natuurlik vir die toilettens, waar ons regtig dan kieme tot op die ultimate kom doodmaak. Dis ook nie 'n pink milkshake nie, né? So dis iets wat ek verduidelik vir my kinders en ek verduidelik nou so prakties. Ek sit dit hier agter my sodat almal die voorbeelde kan sien, want soos wat ek praat, wil ek hê julle moet regtig aan hierdie dink. So die eerste ding wanneer ek nou praat oor die gif in jou huis, dink ek die eerste ding wat natuurlik by elkeen se harte opkom is onvergewensgesindheid, want daar's 'n gesegde wat sê dat wanneer jy wil wraak neem, wanneer jy onvergewensgesindheid in jou hart het, dan is dit soos om gif by iemand anders aan te maak, maar jy drink self daarvan. En ons hoor dit baie, maar dis regtig wat dit is. En ek gaan vir ons 'n paar skrifte daar lees, maar voordat ek daaroor gaan ingaan, wil ek 'n storie met julle deel wat Jesus se hart vir julle net kom deel rondom vergifnis. So ons almal ken die verhaal van die verlore seun. Ek gaan hom net so bietjie aanpas om bietjie vars en nuut te wees. So my tannie het eendag hierdie vir my vertel en ek vertel dit graag dan vir julle. Eendag was daar 'n pa gewees en 'n seun en die seun was reg om die wêreld te gaan verken. Hy het vir sy pa gesê, asseblief gee vir my alles wat pa kan saam, alles wat pa vir my het. So die pa gee alles, selfs sy eie motor, dit wat die pa kon gee vir sy seun om hom te bekragtig vir die reis waarop hy gaan. So hierdie gesin bly oorkant 'n treinspoor. En so die trein ry elke dag so eentjie van hulle af verby en voor hulle huis is 'n baie groot boom. En die pa sê vir die seun, "Maar gaan ek jou ooit weer sien?" En die seun is opgewonde en hy sê, "Nee pa, die wêreld is groot, ek gaan hom gaan verken." Die pa se hart is natuurlik gebroke, maar hy sê vir die seun, "As jy ooit so voel om terug te kom, kan jy." En hy sê, "En weet jy, hoe gaan jy weet dat jy kan terugkom? Ek gaan 'n wit vlag
in daai boom hang. En solank as wat daai wit vlag daar is, dan mag jy kom. Julle en soos die verlore seun se verhaal ook is, het hierdie seun al die geld gaan uitmors, verkeerde keuses gemaak en die wêreld regtig sy afgod gemaak. En net soos wat die wêreld maak, hy breek jou, hy vermorsel jou, want dis wat die vyand kom, hy kom slag, hy steel en hy kom verwoes, né? So hierdie seun was verwoes. En hy het vir jare, wou hy nie teruggaan na sy pa toe nie, want hy is bang daai wit vlag gaan nie daar wees nie, hy is bang vir daai nee, vir daai verwerping. En so klim die seun op 'n trein en hy sê, hy gaan net met die trein verbyry en kyk, miskien is daar vir hom 'n gaatjie, miskien hang daar 'n klein wit vlaggie, maar hy weet nie eens of lewe sy pa nog nie. En soos dat hy oor die berg aankom, kan hy al in die verte sien waar hulle huis is. En hy lê ontrent uit daai lokomotief uit en hy kyk en hy kan nie glo wat hy sien nie. Hy sien nie een wit vlag nie, maar aan elke liewe tak van daai boom hang 'n wit vlag, 'n wit lint wat vasgemaak is. En hierdie pa het elke dag nog 'n lint gaan vasmaak. Elke dag gesê, ek verlang jou, kom terug. En hy het seker gemaak, daai boom is so sigbaar, dat sy seun dit nie gaan mis nie. En julle ken die res van die verhaal, hoe die seun teruggehardloop het in sy pa se arms. Sy pa se arms was nie toe. En ek wil nou eintlik demonstreer, so kwaai, en gesê, wat het jy aangevang? Waar was jy? Hoekom het jy jou lewe gemors? Dit is glad nie wat die pa gedoen, en die pa se arms was so. Die pa het gesê, kom, ek wag vir jou, ek wag so lank vir jou, en dit laat my dink aan gister se stuk, waar die Here sê, kom net, almal wat vermoeid en belas is, en dis presies wat hierdie pa doen. Hy het nie eers verwyte gegooi nie, hy het nie eers gesê, maar verduidelik vir my, wat het jy aangevang nie, hy het net vergewe, en hy was net lief. So dit is hoe Jesus sê, hoe hy ons vergewe, en dan sê hy, maar dan moet ons ons skuldenaars ook kan vergewe. En dit is moeilik, daai is 'n bitter moeilike pil om aan te sluk, nee. Maar ek lees vir ons, Efesiërs 4 vers 31 tot 32 in die Nuwe Lewende Vertaling. En hierso wil ek vir julle begin om te sê, watter gif is dit wat ons van drink? So hierdie is ons skrifte vandag, daar's verskillende gif, en ek gaan elkeen so een uitleg. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om, vergewe mekaar soos God julle vergewe het, op grond van wat Christus gedoen het. So dis ons sleutelvers, dit is die verskillende gif soorte waar ek vandag met julle wil praat. Maar dan wil ek verder hierdie skrifgedeelte, soos ek gesê het, ook vir julle lees, wat sê Matteus 5 vers 44 tot 45. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Matteus 6 vers 14 tot 15. As julle die mense vergewe wat teen julle oortree, dan sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Hoor nou mooi. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Kolossense 3 vers 13. Verdra mekaar, en as enige een 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So hoe die Here ons vergewe, met oop arms. Met oop arms, wat sê kom. So vandag se stukke, sal julle sien, ek gaan 'n paar skrifgedeeltes net noem. Na afloop van hierdie video sal ek dan ook 'n bladsy weer op Facebook en Instagram plaas, waar julle die skrifgedeeltes dan self kan naslaan in Bybelstudie. So ons skrifgedeelte van vandag, Efesiërs 4 vers 31 tot 32, sê dan vir ons watter soorte gif daar is, waarvan ons ontslae moet raak. So nie net hou dit maar nie, raak ontslae daarvan. So as ek byvoorbeeld dink, toe my kinders nog net begin loop het, 1 jaar, 2 jaar oud, waar hulle nog nie kan verstaan
wat is gif en wat doen gif aan jou nie. Moes ons enigiets wat giftig is, natuurlik in 'n kas hoog ver wegbêre. Ons moet daarvan ontslaag geraak het. Ons moet dit nie op die kas sit waar dit moontlik in die hande kan kry nie. So die eerste een waarvan ons saam met alle ander slegte dinge, onthou, saam met alle slegte dinge, maar vandag praat ons oor die gif, nê. So die eerste ene is bitterheid. So bitterheid is die domestos. Dis vir my die mees potentste een. Hy sê so kill all known germs dead. Nee, so dis die gif wat ons van praat het, ons sê jy maak dit aan en jy drink self daarvan. Dalk 'n slukkie gaan my maag ontstel en ek gaan dalk moet charcoal-pille drink om die gifstowwe uit te kry. As ek meer daarvan drink, gaan daar enema betrokke moet wees. As ek hierdie hele bottel drink, is daar groot skade en dan is dit dadelik hospitaal te jaag, maag wat skoon gewas word, drips wat toegepas word en my lewe is in gevaar, nê. So as ek 'n hele bottel van hierdie drink. Maar 'n slukkie is al klaar sleg vir my. Dit is al klaar besig om my liggaam te vergiftig en my siek te maak. Goed, so ek sit vir ons hierdie ouetjie is dan nou bitterheid. So bitterheid, ek wil net my notas hierso kry. Bitterheid se definisie vir my is om alles deur die oë van seer raak te sien. Dis daai aanhoudende gevoel van wrok, verontregting en onvergewensgesindheid, nê? Dit voel reg om kwaad te bly, maar dit maak jou siek van binne af. So dit voel nie vir jou, jy voel jy's geregtig om ongelukkig te voel teenoor iemand, maar bitterheid sit om in onvergifnis, nê? So en dit is 'n vrug eintlik vir my van onvergifnis, want wanneer jy nie iemand vergewe as hulle iets aan jou doen nie, dan hou jy daai wrok in jou. En dis iets waarmee ons elkeen sukkel. Ek sukkel ook daarmee daagliks, glo vir my. So, hoe ek dit in my lewe identifiseer. Ek sal byvoorbeeld besig wees om te oefen, of kos te maak, of ergens heen te ry, en 'n gedagte van iemand kom by my op, of ek sien 'n persoon, en daai persoon het my verontreg. Die persoon het my seer gemaak, of die instansie het my seer gemaak. Ek was te nagekom gewees. En ek dink ek het vergewe, want ek het gesê ek het vergewe. Maar die oomblik as ek aan daai persoon dink, is die gedagte wat by my kom bitter. Ek voel bitter. Dit proe in my mond bitter. My hart voel bitter. Ek voel van vooraf daai seer en daai ongelukkigheid wat daai persoon aan my gedoen het. En ek wil nie hê dat met daai persoon of daai instansie goed gaan nie. Ek wil myself losmaak van hulle. Ek wil niks met hulle te doen hê nie. Ek wil nie in hulle raakloop nie. Ek wil hulle nie sien nie. Ek wil nie deel wees van so 'n instansie nie. Dis wat bitterheid is. Dis 'n gedagte wat opskiet van wraak, van nie eens van wraak nie, net van dit proe sleg om daardie persoon of instansie mee te doen te kry. En bitterheid vreet ons letterlik van binne op. Is amper vir my die gif wat gepas sou gewees het, was die thinners, nê, wat hy vreet. Hy vreet regtig jou hart, jou brein, jou gedagtes, alles op, dat daar niks van jou naderhand oorbly nie, en niks vreugde, hoor mooi, niks vreugde en vrede oorbly nie. En ek gaan 'n bietjie stil staan by hierdie een, want ek glo, vir my persoonlik, is dit die een waar ek moet stil staan met die Here, en ek gaan vandag nog, en ek gaan vir die volgende 21 dae, en vir my hele pad met die Here wil ek stil staan met dit, maar die Here is klaar getrou om vir my te kom wys waar dit ingekom het. So, jy gaan moet bid, en vir Here vra, Here, weer eens 'n eenvoudige gebed, kom wys vir my teenoor wie en watter plekke is ek bitter, en wie het ek nie vergewe nie. En wanneer die Here dit kom wys, dan moet daar 'n stap kom, en ons gaan nou praat oor wat die stap is wat jy dan doen. Maar ek wil vir julle vertel, en net, soos wat ek noem, kan die Heilige Gees dalk 'n paar mense of plekke opbring, so net dadelik om te weet, hierso is waar ek moet vergewe, hier's waar ek nog bitter is. En die eerste ene is die kerk. So, miskien gaan jy nie meer kerk toe nie, want kerk het jou te veel teleurgestel en seer gemaak. Miskien gaan jy kerk toe, maar wanneer jy gaan, voel jou hart seer, jou hart voel te nagekom, jy voel dalk misgekyk, jy voel bitter as jy na sekere mense kyk, of na sekere groepe, jy sê, die kerk is net kliks, die kerk gee voor, of
Hulle gee nie vir my om nie. Julle in die kerk bestaan uit mense. En mense maak seer. Mense het foute. Die kerk is nie 'n plek waar gesonde mense is nie. Mense wat kerk toe gaan sê net, hulle steek hulle hand op en hulle sê, ek het 'n hospitaal nodig. En Jesus is die een wat my kom genees. So elke persoon in die kerk is self besig met 'n pad met die Here vir herstel en genesing. So seermaak gaan voorkom en dis hoekom kerk eers te noem. Miskien het jy nodig om te kan sê, weet jy wat, ek vergewe die kerk. Ek vergewe sekere mense in die kerk. Ek spreek hulle vry. Miskien is dit jou werk, miskien is jy oorgesien, miskien is jy onregverdig behandel. Miskien tel jou opinie nie, miskien, daar's soveel dinge, word jy vervolg by die werk, jy weet, sleg gesê, eintlik geboelie. Daar kan soveel goed wees by jou werk wat jou kwaad en ongelukkig en bitter maak. Wanneer jy sekere persone by jou werk raakloop, voel jou hart bitter en seer. En ek noem hierdie twee plekke, want dit is die twee plekke wat baie prominent uitstaan en is twee plekke wat baie groot deel van ons lewe vorm. Maar dan is daar vergifnis teenoor jou huweliksmaat. So indien jy al getroud is, of as jy uit 'n verhouding uitkom, sal jy weet, daar moet jy ook vergewe, maar spesifiek nou jou huweliksmaat. Wanneer jy in elke gesprek, en onthou ek praat nie van myself nie, my man sal nou net sê, amen, dit is so, maar wanneer jy in 'n woordewisseling betrokke raak, wanneer jy van opinie verskil, en jy haal die ou koeie konstant uit die sloot uit, ou seer, dan het jy nie genesing gevind nie, en jy het nie jou huweliksmaat vergewe nie. So julle huwelik kan nie groei nie, julle kan nie voortbou nie. Dis dieselfde met jou kinders. As jy teruggaan op hulle vorige foute die hele tyd, sê jy hom, jy gaan nooit verander nie, en jy het gister dit gedoen, en kyk hoe doen jy dit weer, dan het ons nie vergewe nie. So in vriendskappe ook, maar wat vriendskappe betref, wanneer al bitterheid en onvergewensgesindheid kom, dan is ons besig om onsself baie keer van daai mense te isoleer en weg te trek. En mens gaan nie gif drink in die openbaar saam met iemand nie, nee. So wanneer ek saam met 'n vriendin sit, gaan ek nie gif drink nie, ek gaan dit alleen gaan doen, een kant. So dis die groot gewigtige een, wat ek wil hê jy moet regtig saam gaan bid, en met die Here gaan hoor, wie moet jy vergewe? Teenoor wie is jy bitter? Wat het jou bitter gemaak? En dit neer te skryf en ook aan sy voete neer te lê. Dan die tweede gif, nou as ek creepy crawly sien, dan is ek geïrriteerd, nee, ek raak kwaad. Waar kom hierdie nou vandaan? En ek spyt. So, dis woede. So, doom kan 'n goeie doel hê, maar doom in my mond ingespuit is giftig en het nie 'n goeie doel nie. So, ons kan kwaad raak vir die regte dinge. Ek kan kwaad raak as ek armoede sien, as ek in die wêreld sien dat vrouens in prostitusie ingedwing word, kinderarbeid, kinders verwaarloos word. Dit maak my kwaad en dit maak dat ek optree, soos wat Jesus kwaad geraak het toe hy gesien het die tempel word 'n rowersspelonk. Hulle koop en verkoop en dis nie waarvoor dit moes 'n huis van gebed wees. En hy het kwaad geraak vir die regte. En hy het iets gedoen en opgestaan. Maar ek praat van wanneer kwaad, jy word kwaad, dis 'n emosie, ons almal word kwaad. Ons baie goed wat jou kwaad maak. So 'n eenvoudige voorbeeld is ek raak kwaad as die taxi hier by ons straat waar hy doodloop en ek moet regsdraai elke oggend, dan stop die taxi nie, hy trek nie af nie, hy trek in die middel van die pad. So nou raak ek kwaad in daai oomblik. Nou kan ek kies wat ek met hierdie emosie doen. Ek kan dit laat omskep word in woede, wat dan omskep word in 'n besin dalk van rassehaat. Dit kan omskep word in woorde gebruik, waar ek vloek en skel en verkeerde dinge sê, waar ek vir hom signs wys en sê, skuif. So, dan gee ek toe aan daai emosie, né? So dan raak dit woede, en woede kom sit in my hart, en dit los weer eens 'n slegte smaak, né? Die res van my dag voel ek daai slegte ongelukkigheid, my vrede is gesteel, né? Ek voel nie meer, ek is in vrede nie. So daai emosie kom op, maar ek kan kies wat doen ek met dit. En wanneer ek verkeerd kies, dan ontstaan woede. En woede bring lelik en vrot uit 'n mens se hart uit.
So daar is 'n skrif in Efesiërs 4 vers 26 tot 27 wat ek dan in die Bybelstudie met julle gaan deel. Wraak. Wraak is dan Romeine 12 vers 17 tot 21 en dit deel ek dan ook. Wraak is die begeerte om terug te slaan, né? Dit maak jou nie beter nie. Dit maak jou bitter. So weer kom bitterheid in, né? Dit los nie die pyn op nie, dit verleng die pyn. Dit gee nie vrede nie, dit steek jou vas in jou verlede. Met wraak dink jy is in beheer, maar eintlik beheer die wraak en die woede jou. So hoor jy dink, ek gaan daai persoon wys, daai persoon sal sien, hulle sal nie met my mors nie, ek gaan vir hulle wys, hoor julle daai woorde wat uitkom, ek gaan hierdie vasvat en ek gaan vir hulle my sê. Maar die Here sê in sy woord dat hy is die een wat vergeld en hy is die een wat jou saak vir jou sal veg. En Eksodus dan sê die Here vir die volk, jy moet liewerste stil wees. Bly liewerste stil, ek is die een wat vir jou veg. So om dadelik aggressief te raak en wraakgedagtes te hê, dit hou jou vas, dit hou jou terug. So ek dink byvoorbeeld, kom ons sê daai ouetjie is hierdie ene, nee, die tik powder, dit hou jou vas. Goed. Dan nommer 4, 'n geskel. So Efesiërs 4 vers 29 tot 31 is die skrifgedeelte. Skel is om te skree op mense, om snaakse opmerkings te maak wat ander verneder en sê goed wat bedoel is om te steek. Dis daai steekie wat so ingegooi word. Dis sarkastiese, siniese opmerkings wat mense afbreek. En dan het ek 'n klomp skrifte wat ek daar met julle gaan deel. So sarkasme is so deel van ons Afrikaner kultuur en ons moet so versigtig wees want ons sarkastiese aanmerkings teenoor mense kan hulle seermaak. Dit sê die Here moet nie deel van ons wees nie. Ek gaan hierso sommer die peaceful sleep vat, die muskiet. So ek wil spyt, maar ek spyt verkeerd, ek spyt nie die muskiet raak nie. Ek spyt dit in iemand se mond, in iemand se hart, in iemand se oë. Dit maak seer, dit bring trane uit. Dit hoort nie so nie. 'n Geskel hoort nie uit ons mond uit nie. Ek dink nou hierso, om snaakse opmerkings te maak, om iemand te verneder. Enige woord wat uit jou mond uitkom, om iemand te verneder, om hulle sleg oor hulle self te laat voel, om hulle nie op te bou nie. Dit is 'n geskel. Ek praat nie hier van waarheid praat nie. Ek glo waar ons is dit nodig om waarheid te praat en dit is baie moeilik. Maar daar is 'n manier, so ek vat byvoorbeeld elke keer die huwelik as 'n voorbeeld. Sê nou man, ek probeer nou dink, ek bestel te veel, Checkers 60-60, ek sê, my man gaan elke keer net knik en sê, ja, en hy is ongelukkig daaroor. Dan kan hy vir my sê, liefie, ek wil met jou praat oor iets wat my ongelukkig maak, en ek gaan vir jou die rede gee hoekom dit my ongelukkig maak. Jy bestel te veel Checkers, die rede is, dit kos te veel geld, ons kan nie net geld so links en regs uitgee nie, ons het nie altyd die goed nodig nou, daar is ander goed in die huis. So nou praat hy met my, hy praat mooi met my. Ek kan dan ook nou obviously 'n keuse, ek kan kwaad raak en toegee aan woede, of ek kan kwaad raak en dink en stil raak, soos as die kinders leer stop en dink en doen dan, of ek kan sê, jy verstaan nie en ek raak lelik, so daar het ek ook die keuse. So as hy met my praat, is dit nog steeds my keuse dan hoe ek gaan optree, en dit is met elke ander persoon so met wie hy in waarheid kom. Maar die ander teenpool hoe hy met my kom praat, hy het my gesê, jy mors net ons geld. Hoor, jy mors net ons geld. Jy gee nie om vir ons gesin nie. Jy gee nie om vir my nie. Jy bestel net die hele tyd Checkers. Waar het jy kom geld vandaan? Hoor julle daai manier, As daai manier gevolg word, is dit 'n geskel, want dit maak die ander persoon se hart seer, want daar het 'n aanval gekom. So die motief van jou hart moet nie wees om aan te val nie. Jou woorde moet troos bring. Die woord sê jou woorde moet soet wees, vir ander aangenaam wees, met sout besprinkel. Met sout besprinkel beteken dit moet mooi dink eers voor dit wat jy sê, Dan, die 5de een is 'n gevloek. So geskel sit baie keer om in gevloek.
So, dis Jakobus 3, ons almal ken Jakobus 3 oor die tong, waar hy sê, jy kan nie die Here loof met jou mond en terselfdertyd vloek nie. En vloek dink ons baie keer is spesifieke woorde, so as julle kinders het, sal julle ook weet, hulle vra, mama, papa, is hierdie 'n vloekwoord? Is daar 'n vloekwoord? As ek hierdie vinger wys, is dit 'n vloekwoord. Maar vloek is baie meer as dit, nê. Vloek kan teen God wees, so teen sy name. Vloek kan teen mense wees en daar kan selfvervloeking wees waar jy jouself afbreek. So jy sê nie 'n vloekwoord, 'n kraswoord nie. Jy vervloek jouself. Jy sê ek is nie slim genoeg nie. Ek is nie mooi genoeg nie. Ek sal nooit kan bo uitkom nie. Ek sal maar altyd 'n mislukking wees. Die woorde wat jy oor jouself uitspreek kan selfvervloeking wees. Vervloeking teenoor mense. En julle gaan nou vir my sê, ek vat dit nou te ver. Dis nie vloekwoorde net nie, né? Vloekwoorde ja. Ons moenie vir iemand. Ons moenie vloek moenie uit ons mond uitkom nie. Punt. En as dit doen, gooi sommer peper op jou eie tong. En as dit is dan wat ons moet doen om ons tong te beheer, doen dit. Die Bybel sê as jou tong jou laat struikel of jou hand jou laat struikel, jou voet jou laat struikel, kap hom af. So, beheer jouself. Kry 'n manier om jouself te beheer. Maar ja, so vloek teen mense, dit is baie keer in 'n plek van skinder ook, nê. So jy as kind van die Here het die salwing van die Heilige Gees op jou lewe. So hoe jy praat en wat jy sê, al sê jy net en onthou ek praat met myself, nê, vir 'n vriendin of 'n vriend of vir jou eggenoot, en jy sê ek wil net gou by jou afpak oor hierdie persoon. Jy sal nie glo wat ek hierdie een vandag gedoen het. En jy begin te beledig en te sê ek kan nie verstaan nie. Hy is so en so of sy is so en so. Dan is jy besig om dood oor die persoon te spreek, nê? En in die gees word alles opgetel. Jy wat 'n gesalfde van die Here is, wie se woorde krag en lewe het, is besig om dood in iemand se lewe te spreek. Jy is besig om iemand te vervloek. So, dit is baie gewigtig, julle. Jy is besig met witchcraft, want dit is vervloeking, nê? En as jy so begin dink, en wanneer jy teenoor jouself vloek en jouself afbreek, dan is jy besig met iets wat die Here net teenstaan. Hy sê, hou op, stop daarmee. En nog te meer teenoor die Here se naam. So, hy sê, die skrif wat ons vandag gelees het, nê, Efesiërs 4 vers 31 tot 32, raak saam met alle slegte dinge, ontslaa hiervan, nê, kry klaar. En dan gaan hy aan, hy sê, wees vriendelik met mekaar, gee vir mekaar om en vergewe mekaar. So, ons het 'n antidote nodig vir hierdie, nê, vir al hierdie dinge, vir die gevloek, die geskel, die woede, die bitterheid, nê, die onvergewensgesindheid. En daar's 'n antidote wat mens kan gebruik is in die vlees, is activated charcoal, nê. Jy kan jou lewer help om gifstowwe uit te kry. Ek het byvoorbeeld hierso so tee van Hadassa, dis 'n detox tee. Dit proe terrible, nê, terrible, maar dit werk. Okay, so hierdie is praktiese goed, maar ek wil hê jy moet dit konnekteer met in die gees, nê? So alles kan ons so deurtrek. So wanneer ek daai detox tee drink, dan was hy gifstowwe uit. So hoe gaan jy 'n detox tee in die gees drink om van hierdie ding ontslae te raak? Jou detox tee gaan eers wees om dit aan te maak en dit te sluk. So dis 'n stap van gehoorsaamheid. En dan te beleef hoe dit jou skoon was van binne af, nê. So dit is om hierdie skrifgedeeltes wat ek nou gee, weer eens te lees, neer te skryf, op te plak as jy baie daarmee sukkel, dit te leer uit jou kop uit, en hoe leer jy dit? Deur elke keer verby dit te loop en dit te lees. So print dit uit, ons het so maklik, of ons hoef eers te skryf, ons kan dit uitprint, nê. So dit is jou detox tee, is om die skrif oor hierdie gedeeltes te lees en te sê, Here, as ek glo die beloftes in die woord, dan moet ek elke deel van die woord vat en hierdie is ook deel van die woord, nê. En dan moet ons dan nou soos hierdie charcoal, die charcoal wat dit doen, dit bind aan alle gifstowwe wat in jou maag is en dit vat dit uit na buite toe, nê. So dit is waar ons moet seën en bid. So dit is bitter moeilik. Wanneer iemand jou seer gemaak het om te seën en te bid. So, kom ek vat 'n voorbeeld en ekskuus, my man is vandag hierso op die spervuur, maar dit is maklik om hom te gebruik as 'n voorbeeld om niemand seer te maak nie. Daar's sekere area wat ek dalk voel, ek is nog bitter, ek het hom nie vergewe nie.
So wat ek doen, is ek begin die Here se seën oor hom te bid. En wanneer ek bitter en ongelukkig voel ek nie lus daarvoor nie, maar ek begin en ek sê, sommer nimmerie, nee, ek bid die Here se seën oor hom, mag hy sy aangesig oor hom skyn, mag hy vir hom goed wees, mag hy vir hom vrede gee, bid dit oor hom, en ek bid en ek sê, Here, kom wys vir my, kom openbaar vir my hoe lief U my man het. En help my om hom lief te hê en dieselfde liefde. As dit 'n persoon is van buite, 'n vriend, 'n vriendin, iemand by jou werk, dan sê Here, kom wys my hoe U hierdie persoon sien. Help my om hierdie persoon te vergewe. Here, ek kies om te vergewe en daarom kies ek nou om hierdie persoon te seën. En dan doen jy moeite en jy bid die Here se seën gebeure oor daardie persoon af. Jy seën hulle finansies. Jy seën hulle, jy bid seën oor hulle gesinheid, oor hulle kinders, oor hulle gesondheid. Jy bid dat dit met hulle mag goed gaan. En terwyl jy dit doen, gaan jy voel, ek wil nie hê dit moet met hulle goed gaan nie. Ek bedoel nie wat ek sê nie. En dan sê jy, Here, ek voel alweer hierdie emosie kruip op en ek lê dit aan die voete neer. Help my, maar ek kies dit. En so gaan daai gifstowwe stukkie vir stukkie uitgewas word. Julle, maar as ek baie gifstowwe in my lyf het, gaan 1 tablet van hierdie nie help nie. 1 dag se Activated Charcoal gaan nie help nie. Dit gaan dalk hierdie hele botteltjie dag vir dag vat voordat al daai gif uit is. En daarom gaan jy dit doen totdat jy kan beleef jy's vry van daai onvergifnis. Dieselfde met die woede, dieselfde met die wraak, dieselfde met die geskel en die gevloek. Om dieselfde te bid, maar ook dan nou die detox tee te drink, nee, om jou die oomblik as jy voel jy wil daai vloek uitspreek, om selfbeheersing te hê. Te sê, Here, kom help my, kom was my skoon. Ek voel hoe stoot hierdie op. Ek voel hoe my wraakgedagtes opstoot. Ek voel hoe daai trots, want hierdie is baie gewortel in trots. Ek voel my trots kry seer. Here, maar U sê, U weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige sal U eer en verhef. So help my om nou nederig te wees. In die wêreld se oë is dit omgedraai, nee? So die wêreld dink jy lyk swak. Jy's nie swak nie, jy's sterk wanneer jy kan vergewe. Jy's sterk wanneer jy jouself kan beheer. Iemand wat vasgevang is in die wêreld, wat vasgevang is in self, in trots, kan nie hulle self beheer nie. Maar Jesus gee vir jou krag deur die Heilige Gees om jouself te kan beheer. En dit is wat jou regtig sterk maak. So, jy is nie swak nie, jy is nie 'n swakkeling wanneer jy stil bly in sekere omstandighede en gaan bid daaroor nie. Om jou woorde te tel, op sagte woorde te hê, is nie swak nie. Dit is inteendeel sterk, want jy kan jouself beheer. So ja, mag vandag se woord vir julle regtig uitdaag en bemoedig. My uitdaging is natuurlik om dan nou te gaan, om hierdie Bybelstudie te doen wat ek dan nou vir julle gaan stuur, en bidend, nie net vandag nie, vir die volgende tydperk wat ons in die 21 dae is, daagliks, dan nou mense te vergewe, om selfbeheersing toe te pas, om hierdie skrifte te memoriseer en toe te pas in jou lewe. Gaan skryf neer wie en wat jy moet vergewe. Jy moet dit neerskryf. Want na hierdie 21 dae wat jy daagliks gaan vergewe, ons gaan nou van môre af, elke dag, vinnig voor die tyd 'n gebed doen oor vergifnis. En ons gaan anders bestudeer daaroor. Maar en vergifnis praat ek teenoor jouself, teenoor mense, teenoor die Here, nee? En vergifnis behels dan nou meer. Dit behels bitterheid, behels wraak, woede, skel en gevloek, nee? So dis alles wat daar uit daai vrug van die hart uitkom. So ons gaan elke dag daar bid. So dit is jou uitdaging om te gaan neerskryf in 'n privaat joernaal, maar nou nie dit op 'n wit papier opplak vir almal in die huis om te sien en dan is iemand in jou gesin dalk nie. Dis privaat. Gaan skryf dit in 'n joernaal neer. As jy nie 'n joernaal het, jy doen moeite om 'n boek nader te trek wat tussen jou en die Here is. En soos jy voel die Here maak jou vry en die Here begin vir jou sy hart vir daai persoon te wys. Begin hulle name dood te trek. Ek weet, en ek wil vinnig getuig, en daarmee sluit ek af. In my getuienis het ek met julle gedeel dat my pa kanker gehad het, en regtig 'n pad met die Here begin stap het. En in sy pad met die Here, was daar 'n tannie van my, wat ons nie een van ons geweet het, my pa het bitterheid teenoor haar nie. En hy het 'n hele gebed het ons toe gevind in sy Bybel na hy oorlede is, wat hy geskryf het, waar hy sê, Here, ek vergewe hierdie persoon, en ek spreek haar vry, kom seën haar. En dit is wat ons nodig het om te doen. Partykeer is dit selfs so uitdagend om
intensief vir daai persoon te begin bid vir hulle redding, vir hulle vrymaking. Miskien is dit iemand wat gered is. Onthou ons stap 'n pad van bekering. So ons moet begin dalk het hulle jou seer gemaak met hulle woorde om hulle te begin seën in hulle woorde. Te sê Here, kom maak hulle vry van hulle tong. Kom seën hulle, kom help hulle. Kom leer hulle van u liefde. En wanneer jy weer daai persoon dan in die oë moet kyk en jy kan daai persoon kyk met Jesus se oë met liefde, dan weet jy jy's vry. En is dit nie tog waar ons wil kom nie? Onthou gister se skrif, as die seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dit is een van die skrifte wat ons gelees het, nê. So ja, mag die Here julle seën en julle baie goeie dag hê. Gaan doen daai Bybelstudie.